Hallo en welkom hier by Farm Spice. Okay, kunsmis is duur. Is daar alternatiewe op die mark? Ek praat met Jaco hier by EcoSoil. Ons is hier in die koue Bokkeveld. Nou okay. Eerste ding is ons het 'n appelboord hier wat nou al 5 jaar geen chemiese kunsmis kry nie. En hy het hierdie jaar actually beter gedoen as die kontrole chemiese blok. Hy het by die dood omgedraai. Nonna het ons mooi vertel daar hoe het hulle gemaak. Maar wat is dit presies wat hulle nou daar gegee het, hoe die hele storie gewerk? Jaco gaan my gou so vinnig verduidelik hoe werk die program en hoe produkte wat hulle het, waar pas elkeen in? Kom ons luister. Jaco, hoe lyk dit? Nee, gaaf, dankie. Shit, doodstil, rustig. Okay, so. Net so vinnig voordat ons by die produkte kom, ek wil net so half die beginsel agter die storie vasvang. Julle het 'n blok hierso wat nou al 5 jaar, is nie die enigste blok hier, dit ander plekke ook, maar hy is al 5 jaar geen chemiese kunsmis. Julle het die chemiese kunsmis gat geskop met saais, opbrengs, die hele lot hierdie jaar. Wat is die basiese beginsel agter dit? Hoe kry julle dit reg? Ja, dat is nog ons 'n groot storie. Ek ben dis 'n bietjie aanhoudelik. Jy 30 sekondes om vir my die vinnige weergawe te gee. Kyk man, daar's 'n vloei in die natuur. Wat ons met hierdie organiese verbindings doen is ons gee die kosse in 'n formaat wat die plante kan herken. So dis nie dat jy kos heeltemal wegvat nie. Jy gee nog steeds kos, maar dis net in 'n ander formaat. Ja, maar as jy nou NPK vergelyk, is dit baie minder as wat jy met chemie gee. Ja. En dit is die kopskyf wat die mense moet maak. Ons gee 1/10 van die hoeveelheid chemie wat konvensioneel gegee word. So die rede hoekom dit so effektief is dat ons 10 kan wegkom. Jy moet onthou dat 80% van jou chemiese kunsmis gaan eintlik tot waste, né? Ja. So daar's 80% word die grond verbind of loog of wat ook al. Ja, nou deur die plante gaan en weer by die blare uitskei en jy weet jou siektes lok en jou insekte en al daai goede. So met hierdie organiese verbindings, al die NPK en die minerale is 'n organiese verbinding. Dis nie in 'n soutvorm nie, dis 'n organiese verbinding. So die ding kan deur die plant direk opgeneem word. Ek hoor jou. So die plant het die energie nodig om dit om te skakel. So dis baie meer effektief, weet. En dit stres nie die plant nie, so jy kry 'n baie beter omskakeling, weet, dat die ding vrugte kan maak met 'n klein bietjie, weet, NPK's, jy nou in NPK dink. So die goede is alles organies vloeibare organiese verbindings. So ons sit dit saam met die kompostee of die komposekstrak in die lande in. Yes. Met een toediening, jy weet. So want net gou hierso vinnig, julle die 2 kompostee tanks wat basically, kom ek wys julle net gou hierso. As jy nou gewonder het of 'n ding kan borrel, nê. Nee, check hierso. Daarso. So hier maak hulle dan nou die kompostee en organismes en daai tipe van goed, as ek dit reg verstaan, ja, wat daardeur hardloop, en dan hierso is die voeding vir die plante, nê. Nee. Ja. Right, nou verduidelik my wat doen wat hierso. So ons het nou basies 3 lyne wat ons produkte wat ons nou doen. Ons maak meeste van die goed self. So die Fertility 2 produk word van sade gemaak. Sade is so hoë energie en het al die aminosure as jy dit nou afbreek en 'n klomp hormone in en daar's ook endofitiese organismes wat binne in die sade lewe wat binne in die produk ingaan. So die goede gaan binne jou plante in, maak jou plante van binne af gesond. So dis 'n hele ander tipe benadering. So weet ons probeer met ons benadering die worteluitskeidings naboots wat plante gewoonlik uitskei, jy weet, wat die mikrobes dinge se. So dit daai worteluitskeidings verskaf energie in die stelsel wat die nutrient cycling rate verhoog. So ons met hierdie produkte verhoog ons die nutrient cycling rate in die grond, jy weet. Ons monitor nog steeds die grondchemiese balanse en sit minerale terug as dit nou opgemyn is. So kalium is 'n ding wat byvoorbeeld by tydsaam opgemyn word wat jy nou met terugsit. So dis nie dat ons niks chemie gee nie, maar die stikstof in die dag tot dag chemiese voeding wat jy gee, val weg, jy weet. Of as die gronde swak is, sal ons nog steeds 'n bietjie aanvullende chemiese bemesting gee om die goed aan te vul. Maar as jou gronde redelik sterk is, dan het jy eintlik nie chemie nodig nie, dan kan hierdie goed basies alles vervang. Ek hoor jou. En hierdie Sea-Proof, wat doen hy dan? Nou, hy is 'n vishidrosaat, so hidrosaat is so hoog in aminosure, is 'n goeie ding vir jou swamme. En dan die Apex produk wat hieronder is, die swart kan is meer jou immuunsure, fluovinsure, bietjie suikers, bietjie kelp aan en so aan. So dit
stimuleer wortelgroei, help ook vir kilasie van minerale en so aan. En stop loging van jou minerale in die grond. Okay, nou kom wil ek die rigting gaan. Wel, is in eerste instansie goedkoper en wat ons doel is om jou stelsel elke seisoen in 'n beter kondisie te laat. So jy sê maar tomaties boer, ons nou gister op 'n tomatieplaas, jy dan tomaties klaar geboer het. Dan wil ons daai grond beter aflaat. Jou volgende seisoen se oes moet beter doen as hierdie seisoen se oes. En dit gaan jy nie by chemie kry. Want jy kry eintlik die teenoorgestelde daar. Ja, jy moet meer chemie gee om dieselfde oes af te haal, jy weet. En jy het altyd konstante siektes en jou uitpakke is swak en jou klas 1 is min, jy het meer klas 3 en so aan. So met ons benadering omdat die stelsel aanspreek, die stelsel funksioneel maak en dis wat ons doen, ons maak stelsels funksioneel. Het jy minder nodig hoe langer jy aangenaam het. So na elke produksieseisoen laat as jy ding beter af. So jou produksies klim, jou kwaliteit styg, jou rakkelvermoë klim, jy het minder bederf, jy weet, jou dinge raak meer vergeeflik. Jy weet as jy nou hittegolf kry omdat ons blare groter is op ons plante, jy weet, en daar nie soutte in die stelsel is, jy minder sonbrand, jy weet, jou plante kan daai stresse hanteer, jy weet. Waarom jy chemiese ding is baie onvergeeflik, jy weet, soos daar hittegolf kom en dan kry jy brande en nou ek meen ons was nou gister by tomaties gewees, nê? En daar's 'n goeie die eerste ding is die ou wat laat geplant, 15 Februarie. Ja. Nou as hulle wonder wanneer is dit nou? Is nou 30 April. Ja, is 10 weke, né? 2,5 maande wat daai goed basically op was. Ja. My gut feel sê vir my as ek tomaties so gekyk het, daar's 'n goeie 40 ton wat op daai land is met nie 'n korreltjie chemiese kunsmis nie. Wat nog steeds vir my bietjie wat, nee, want dis nie ons brein aan mekaar gesit is nie, maar as ek nou belangstel in hierdie besigheid, wat is die proses waardeur jy gaan jy stuur dit vir my 'n klomp kanne, jy laai hulle af en dan los jy my, nee. Nee, so ons begin maar by die grond, jy kyk aan die grondanalise, jy weet, volledige analise is altyd goed, jy weet, wat die spoorelemente en die koolstofinhoud is, dat as jou kationen en ruilvermoë kyk. As jou grond redelik sterk is met weet jy klei in die grond het 'n hoë koolstofinhoud of 'n genoegsame koolstofinhoud, dan kan jy wegkom sonder chemiese kunsmis. In meeste gevalle kan ons wegkom met sonder chemiese kunsmis. Dit is net op regtig op sandgronde wat te arm is dat jy nou aanvullende chemie moet gee. Maar die sandveld. Ja, maar die kombinasie van chemie en organies moet nog steeds minder kos vir jou. Wel, dis is hoop, né, dat ons wil graag minder koste, weet jy, jou insetkoste moet afkom. So want landbou raak te duur en die verbruiker kan nie meer koste om die prys te betaal wat ons nodig het om wins te maak nie. So ons moet die goedkoper produseer en dan moet ons beter kwaliteit produseer oor tonnenmate produseer dat daar weer wins in die landbou inkom, weet. So dit is ons mikpunt en ons kry dit baie goed reg. Ons het so die langste boorde op ons program is 5 jaar, die meeste is 4 jaar. En man, ons het boorde wat ons al 2 besproeiingskrane het en dan gee die ou die slegste besproeiingskraan vir ons. En binne 3 maande draai sy blok om dat hy daai blok gedeelte wat ons behandel beter is as die kontrolestuk. So dit is nie dat dit 'n ewigheid vat nie. Dit is vinnig. Vir alle groentegewasse wat jy nou vinnig 'n verskil kan sien. Jy sien man, dis die ding wat ek gister ook opgetel het is dat veral by die bome wat hy gesê het hoe vinnig hulle flash, dis asof hy hom 'n chemiese kunsmis gegee het as hy kyk na hoe vinnig die boom flash, hoe vinnig hy goed omdraai die baby marrows wat hy daarso gehad het, wat hy letterlik gesê het, man, hy het gedog hulle is dood en toe stoot hy so laaste shot en toe begin hulle weer lewe te pluk en maar weer. Ja. So vat so gewoonlik na jy toegedien so 2 weke om regtig nou te sien hierso begin 'n ding nou dinge se maar dan moet jy nou daai 2 weke periode is maar eintlik maar krities dat jy dit konstant aanhou ja, opkom. Want jy weet sodra jy wil net die stelsel konstant energie gee, jy weet in die plante kan allerlei verbindings gebruik, jy weet, en wat die plante nie gebruik nie voed die organismes, jy weet, in die grond. So dis nie soos die chemiese kunsmis die goed wat oor te veel is neek die stelsel op nie, jy weet, ons bou die stelsel konstant, jy weet, so jy skoor al die pad, jy weet, bank toe en weet die verbruiker kry ook 'n beter produk want die goed het beter rakkelvermoë en smaak en al daai tipe. Ek hou van die bank toe ene. Alle gewasse, daar's nie beperkings nie. Ja, nee, wat enige ding. Ons doen nou proewe op droëland, koring en daai tipe van goeters ook en dit lyk baie belowend te weet. Ons reg kry daar. So ja. Uitstekend. Jaco, dankie baie.
Right, so, as jy alternatief soek tot chemiese kunsmis, ek het in my lewe nie gedink ek gaan hierdie woorde uiter nie, maar hier is vir jou een nou. Ek het nou al, ja, jy moet maar lekker lag aan die agterkant. Ek het vir hom, sal maar nie vra vir hom sê wat ek vir hom gesê het, wat sy produkte is nie, maar okay. Toe ons die eerste keer gepraat het, hier is die kort en die lang. Ek het 'n paar goed nou al met my eie oë gesien by boere. Die steek iets in hierdie goed. As jy enigstens in daai rigting dink, kom met hulle in kontak. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.